Right, so, ons is hierso in die Bolandse wêreld. Ons is hier by Glencarlo en hier agter my staan Marius en hulle het 'n dam gehad wat vir hulle jare se moeilikheid gegee het. Maar hy is nou opgelos. Danksy Dammit. En ons gaan 'n bietjie hoor hoe het hy die pad gestap, watse probleme het hy ervaar, watse opsies het hy probeer gebruik en hoe het Dammit hom op die einde van die dag gehelp om tot op daai oplossing te kom. Kom ons gaan luister 'n bietjie in. Môre Marius, hoe gaan dit met jou? Ja, ons mag nie klaar nie, dankie Albert. Welkom hier so by Glencarlo. Dankie dat ons hier kan wees. Kom ons begin eers bietjie by Glencarlo en wat maak julle alles hierso? Want Glencarlo is 'n wynlandgoed of 'n wynplaas. Ons maak ons eie wyn. Ons produseer ons eie druiwe. Ons koop so die helfte van dit in ook by produsente. En dan ja, soos ek sê, maak ons eie wyn en ons vervoer dit uit ook so 65% van ons produksie word uitgevoer en die res gaan maar binnelands. En dan kom ons nou weer 'n bietjie by hierdie dam wat nou hier staan. Hoe pas hy in julle hele proses in? Ja, die dam is 'n groot kopseer geweest. Ek's nou al 25 jaar hier so hy was 'n kopseer geweest in die verlede. So ons gebruik hom maak hom vol en as ek my spuitpompe moet vol water maak om in die spuittydperk in die lengte in die somer aan, dan maak so hom uit vol. En ons gebruik hom ook om hier is die agter nou nie mooi kan sien nie. Daar was 'n grasperk geweest, maar die padwerke vernuweer dit nou. Maar in elk geval, ons het die gras besproei met dit. So dit was soos ons groot gebruik vir hierdie dam geweest en met die tyd saam het die ou nou begin bars en te kere gegaan. En ons het alles getraai. Ek bedoel soos amper soos 'n spoeg en plak besigheid geweest. Ek het al groot mense, grand mense gehad om hom reg te maak. Maar dit wou net nie gewerk het nie. En laas jaar een of ander tyd, ek kan nou die datum presies onthou nie. Dis na 'n stuk van Nampo of die ou Mega Week het ek vir Andre hulle daarvan Dammit gekry. En toe onthou ek van die produk want ek was toe, ekskuus dat ek sê raad op, maar dis nie die laaste uitweg gewees wat ek hulle gevat het op die einde nie. Ek het actually net hulle kontakbesonderhede nie meer gehad nie want jy weet hoe gaan dit, jy kry ding en jy misplaas dit. So toe kry ek uiteindelik vir Andre in die hande en hy kom sien my en ons maak toe 'n deal met 'n 5 kg emmertjie Dammit. Die deal was lekker geweest op die wyn, want ek het 'n klomp Chardonnay gegee. Maar hy love Chardonnay. So ja, ons Green Label Chardonnay het ons toe 'n deal mee gemaak. En storie, ek begin toe die goed ingooi en ek was so verbaas want omdat die walle reg af is, het ons gedog, "Essie, maar die goed gaan nie. Ons gaan 'n kans vat." Ons het gedink, "Okay, let's give it a go." En ek was verbaas geweest, nee. As 'n videoetjie wat ek jou nou gewys of dit sal wys is hoe hy actually kwaai gelek het en soos ons nou maar ingedruk of getrigger het, as ek dit nou Engelse terme mag gebruik. En op 'n net 'n heel ophou, heeltemal opgehou lek. So ek is ongelooflik beïndruk met die produk gewees en is maklik. Dit was die maklikste en die lekkerste van alles. Dis nie. Ek wou sê dit is letterlik jy kan loop met 'n emmertjie en hom net ingooi. Dit is precies. Nie jy het nie spesiale toerusting of enigiets soos dit nie. Nee, jy het nie baie of so 'n prepwerk of voorbereiding nodig hê. Jy moet net daar waar jou lek is die maklikste as jy nou weet, jy sien hom, ek het hom so gesien met dit loop by die wal uit of aan die kant uit, fisies daar gestaan en dit ingetrigger of getriggel en daar jy sien actually hoe gaan die korreltjies af, hoe begin hy 'n jelly maak en dan suig jy hom in. En dan sien jy, okay, eers begin jy worry want jy dink jy goed werk hier want die water hou nie, want jy verwag mos 'n kwaai gooi dit en dit gaan dadelik ophou loop. Nee. So dan ewe skielik as jy maar wag, hier begin die goed nou stadiger te loop die water en dan maak jy die gel buitekant ook, want dan gaan mos nou alles bly mos nou nie binne nie. En dit was nie baie lankie toe seele kom. So ek was werklik baie beïndruk met hierdie produk gewees. Hoorie, ek weet dit raak nou ook amper druktyd hier by julle, so ek gaan nou nie lank plan nie, maar dankie vir jou tyd en nou het jy daarom 'n dam wat die drukpompe kan hanteer. Ja, nee, ek is baie beïndruk en baie bly oor die produk wat ek gebruik het en ek sou vir jou sê ek kan daai produk werklik aanbeveel vir enige ou wat 'n probleem het met 'n dam. Ek dink hy gaan net so maklik en nie beter werk op gronddamme wat lek nie. So my opinie is enige tyd sal ek dit aanbeveel. Ons het bitter goeie resultate gehad. Maar dankie vir julle tyd ook, né? Dammit, maar dis 'n nice ding daai. Dammit, ja, ek sê saam, ja. Dankie Marius. Right. So, nou het jy dit. Die ding is gronddamme, is waar hierdie ding eintlik floreer. Maar hier werk hy ook in sementdamme. As hy trikkel, onthou jy kan nou nie 'n kloof hê en dan dink hierdie Dammit gaan hom oplos nie. Dit gaan oor daai trikkel, daai onmoontlike goedjies om op te los. Daar help hy. So as jy meer wil uitvind oor Dammit, kyk jy onder, gaan na hulle webtuiste toe en kyk hoe hulle jou kan help om jou water binne te hou en nie buite nie. Dis Farm Spice, oor en uit.